Ons sing vervolgens Psalm 21, In die hemel is die Heer. Ons gaan net die eerste 2 verse sing. Ons sluit ons voorsang dan af met Psalm 24, as ek die hemel aanskou, ons sing hom eenmaal. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, maan en sterre aanskou, dan voel ek so gering, Heer. Wat is die mens dan, dat die aan hom dink? Wat is die mens dan, dat die na hom omsien? Die laat ons hier so die werke van die hande, dus aan ons onderwerp. Hier die lucht, die lande, wat is die mens dan, dat die aan hom dink? Wat is die mens dan, dat die na hom omsien? O Heer ons Heer, o wonderbaar die naam, o Heer ons Heer, jy gaan ons die naam, o Heer ons Heer, o wonderbaar die naam, o Heer ons Heer, jy gaan ons die naam, ons noem die naam, ons noem die naam. Vriende, hartlike goeienaand. Hierdie is lekker om julle almal hier te hê. Voordat ons begin, is 'n verjaardag maatjie tussen ons. En ons wil maar net sê baie geluk. Letitia, mag dit 'n besonderse jaar wees en ek weet jy is nou op die spot, maar weet jy wat? Ons waardeer jou en dis lekker ook om jou spesifiek hier te hê vanaand. Dan, ek het goeie nuus daar van die hospitaal se kant af gekry, oom Robert Campbell, wat vanoggend opereer is aan sy heup. Die dokter is tevrede en lyk my hy behoort al in die gewone saal te wees op hierdie stadium. En as alles mooi verloop teen die naweek se kant is hy al weer by die huis. Hy het nogal gisterand gesê, dit kan so 'n klein operasietjie wees. Ja, 'n heupoperasie. Dis natuurlik nie 'n man se maat nie.
En dan, Chantel het vandag gehoor dat sy nie weer 'n operasie hoef te hê nie. En sy het 'n baie slegte ongeluk gehad en dit het natuurlik haar gestrem in terme van haar been en ook nog haar skouer wat nog in die spervuur is, maar ons vertrou dat dit aan die uiteinde ook soos die Here wil, dit sal uitgesort word wanneer dit moet uitgesort word. So, terwyl ons nou daar rustig is, en die laaste man nou net sy plek gaan inneem, kom ons raak rustig en vra ook dat die Here vir ons, juis in hierdie paar oomblikke, vir dit wat ons in hierdie week bespreek het, amper sê alles so by mekaar maak. Here, U ondersoek my en U ken my. U is die een wat my sit en my opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswervinge en waar ek rus, U het dit afgemeet. Al my paaie is aan U bekend. Ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie, en kyk, dan ken U, Here, dit volledig. En dis hierdie onbeskryflike, almagtige groot God van jou en my, wat ons dien, wat jou ook in hierdie aand hier verwelkom en wat vir jou wil sê, vrede vir jou. Mag ons in hierdie oomblikke wat ons by mekaar is ook die drie enige God ervaar, Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons sing 'n lied saam, net een versie van lied 431 en ons doen dit staande. As jy jou Bybel wil oopmaak, ons gaan letterlik een versie vanaand saam lees daar uit Romeine 12 uit, en dit gaan die tweede vers wees. As jy die woord daar op jou skoop oop het, kom ons vra ook dat die Here vir ons lei in die oordeenking daarvan. Here, hier waar ons stil word, kan ons maar net dankie sê vir hierdie dag. Dankie vir die pragt van 'n omgewing wat ons weet besig is om blomme voor te berei vir die pragt wat U juis hierdie hele streek mee wil tooi. Maar
o Heilige Gees, in hierdie aand is dit weer ons voorreg om vir U hier te verwelkom. Dankie dat U hier is. Dat U met elkeen van ons wil kom gesels en ons persoonlik wil kom aanraak. Ja, hoeveel keer het ons dit nie in hierdie week teëgekom dat U ons ontmoet presies daar waar ons is nie. Presies met die dinge wat vir ons 'n frustrasie is, of wat ons kwel vir soveel jaar dalk al, dat U juis dit vir ons kom aanspreek. En daarom ook in hierdie aand wil U hierdie gedeelte wat ons saam lees, wil U vir ons dit tot ons laat spreek. En wil U gee dat ons God se wil juis daardeur sal hoor. Dankie Here. Dankie o Heilige Gees, en dankie dat ons ook dit kan vra, o Vader, in die seën wat U vir ons gegee het, en wat vir ons sondes gesterf het daar aan die kruis, Jesus Christus. Amen. Romeine 12, die tweede vers. Julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goed en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Soos ek gesê het, net daai een enkele vers, maar 'n enkele vers wat soveel vir ons oopbreek in hierdie aand. Vriende, ons het vir mekaar die afgelope week gesê dat jy en ek onomwonde moet weet, die Heilige Gees is 'n onontbeerlike deel van die goddelike drie-eenheid, maar van ons lewens ook. En ons moet hoor dat hy in hierdie aand vir ons die gedeelte wat ons wil bespreek, die Heilige Gees wat ons gees hernie, juis vir ons 'n ander faset van ons eie lewens ook oopbreek. Wat die skrif vir ons duidelik onderstreep in soveel woorde. En dit is, die Heilige Gees kan natuurlik ons gees vernuwe, maar dit gaan gepaard met iets anderster ook. Dit gaan gepaard met die hernuwing van jou en my denke. En daarsonder kan ek en jy nie in hierdie proses van geestelike groei vorentoe tree nie. Nou hier in Romeine 12 praat ons oor die hernuwing van ons denke. En juis dit, die denke, gaan oor ons innerlike verandering wat die Gees alleen vir ons kan tot gevolg bring. Die herkonstruksie wat in elke mens se hart begin en aan die uiteinde uitvloei in die wêreld van waar ons betrokke is en waar jy en ek dit moet uitleef. En in hierdie proses kom God en hy nooi ons juis om ons gedagtes van twyfel en van vrees en van onsekerhede totaal en al aan die kant neer te sit. En die waarheid wat die Heilige Gees vir ons juis wil bekend maak deur sy woord, dat ons
dit ook met die onderskeidingsvermoë wat hy vir ons gee, dit sal help implementeer in ons eie lewe. God wil juis ons van sy liefde verseker. Ook dat hy jou en my uitgekies het. En vir elkeen van ons die krag van, die geskenk van krag vir ons kom gee. Die hernuwing van ons denke gee vir jou en vir my 'n nuwe manier om te kyk na die lewe. En dit word deur die hoop wat die Heilige Gees in jou en my wek, gerig, en in die proses word twyfel totaal en al by die deur uitgegooi en word ons daarvan bewus gemaak dat die Heilige Gees in beheer is, nie twyfel nie. Met ander woorde, hernuwing van ons denke word juis nie deur dinge van buite af wat op die mens inwerk georgestreer nie. Die vernuwing wat in ons plaasvind is juis daar om jou en my geloof te versterk. En daarom, dit is wanneer jy en ek het gaan toelaat dat die Heilige Gees ons denke vernuwe, dat ons gaan begin verstaan dat die uitdagings werklik geleenthede word vir ons. Juis ook sodat ons geestelik kan groei. Nou, na mate jou en my denke deur die Heilige Gees vernuwe word, is daar dinge waar jy en ek van bewus gaan word. En dinge wat ons eintlik al lankal van weet en ja, bewus van is, maar wat ons werklik in hierdie konteks ook moet kennis van dra. En dit is die eerste, dat jy God bo alles moet lief hê. Alle ander liefdes moet weggeskei word. Met ander woorde, God is prioriteit. Alles kan hom volg, maar God is nommer 1. Hy is 'n jaloerse God en jy en ek weet dit van Exodus 20 se tyd af, dat daar geen ander God behalwe hy is nie. En vir hom moet ons lief hê. En geen liefde vir God sal ons andersins kan bevredig nie, behalwe die liefde vir hom alleen nie. Met ander woorde, as ek vir iemand anders te gaan lief hê, sonder om uiteindelik ook God daardeur te gaan verheerlik, gaan ek nie sy lof en sy eer aan hom kan toebring nie. Ek alleen kan God se liefde waardig wees as ek dit net aan hom wy. Liefde vir God beteken baie spesifiek dat ons ten volle aan hom moet oorgee. Sodat ons in onsself sterf, die eie ek heeltemal nie eers 'n rol speel nie. Ons trotsheid agtergelaat word. En dit is wanneer ons God toelaat om die Here van ons lewens te wees, dat al die eie begeertes glad nie meer belangrik is nie. Want dit gaan nie meer oor ons nie. Dit gaan oor God. En wie hy wil wees in jou en my lewe. Die tweede ene daar is dat jy op God se voorsiening absoluut kan vertrou. Wanneer die Gees ons gees en ons denke vernuwe, word ons opgeroep om aan God ons self oor te gee. Ons kan letterlik ons hele lewe voor hom neersit. Al ons bekommernisse, al ons drome. En weet dat hy vir ons op die pad sal lei. Maar dit is wanneer ons op God vertrou en ons eie begeertes van
Ek wil alles beheer. Vir hom gee en aan hom toe vertrou, sodat hy deur sy gees vir ons kan lei daardeur. Leer daarom om bekommernisse en hindernisse as geleentheid te sien. Want daarin lê groei. Daarin kan ek en jy in die geloof sterker word, sodat ons meer soos Christus kan word. En dit is wanneer ons in God se so vertrou, dat uitdagings en beproewing in ons lewe met hoop verander en benader kan word, sodat ons die Heilige Gees kan toelaat, dat hy in ons lewe kan regeer as die ene wat hy al vir ons in hierdie week gelei het, wat hy vir ons duidelik gesê het, ek wil jou lei, ek wil jou vul, ek wil jou beskerm. En wanneer ons geduldig is en toe te laat dat God werklik dit doen wat hy in ons lewe tot stand wil bring, sal daar nie by ons 'n kriewelrigheid wees oor wanneer doen hy dit nie. Gaan dit nie te laat wees nie. Gaan ek nie in die proses dalk iets verloor van dit wat hy vir my in gedagte het nie. Nee, ek vertrou hom ten volle in sy voorsienigheid, laat dit op die perfekte tyd sal kan gebeur. Dat dit vir jou en my ook beter is om altyd te vergewe en die bitterheid te laat staan. Jy sien, baie keer hou ons vas aan dinge wat vir ons seer gemaak het, wat vir ons die lewe onmoontlik gemaak het, en wat ons nie meer kan vrede maak nie. Maar wanneer ons met ons harte vergewe, dan is dit wanneer ek en jy waarlik die vryheid begin geniet. Die vryheid wat hy vir ons wil gee. En hy gee hierdie opdrag om te vergewe. Dis 'n instruksie, dis nie jy kan vergewe nie, jy moet vergewe. Want alleenlik daardeur kan jy ook vergewe word. Omdat God jou help in die proses om iemand anders te vergewe, sal hy ook vir jou van jou oortredings, van jou sondes ook vry kan stel. Dit gaan met ander woorde oor persoonlike vryheid. Dit gaan daaroor dat ja, ek en jy sukkel om by daai punt uit te kom, maar daai moment wat dit gebeur, val daar 'n massa van my af. Om vir vergewing te kies ons dat die Heilige Gees ons denke vernuwe. En laat God toe om ons hele wese met sy liefde te vul, met sy genade vir ons duidelik te maak, maar ek het jou gekies. Dis nie nodig dat bitterheid deel van jou lewe is nie. Om te vergewe is letterlik om God se vrede te verwelkom in jou lewe. Dit wat hy vir jou wil gee. En deur te vergewe word ons denke en ons gees hernie. Daai laste wat ek en jy so lank opgegaar het en saamgedra het, word jy en ek van vry. Dan om nederig en sagmoedigheid te ontwikkel. Ja, dis 'n moeilike ding om nederigheid te ontwikkel. Maar wanneer ons die belangrikheid hiervan verstaan en erken, gee dit vir ons ruimte om te lewe soos God dit heel van die begin af vir ons in gedagte gehad het. Nederigheid is om te aanvaar wat ons ware plek in die skepping is. God het ons geskape na sy beeld. En juist daarvoor het hy vir my en vir jou gesê, ek is lief vir jou. Ek het jou gemaak vir 'n spesifieke doel. Jy moet 'n spesifieke iets hier op aarde kom doen.
En daarom hoef ons nie onsself die heeltyd te bewys nie, omdat ons nie self hoor as ander ag nie, maar omdat hy ons eerste lief gehad het en ons waardevol genoeg geag het, juis om in hierdie wêreld sy naam te dra. Deur nederigheid word wysheid deel van ons denke. En daai trotsheid wat ons verwyder van hom, dit kan ons prys gee, want hy is in beheer ook van die eie ek. Die eie ek wat nie meer belangrik hoef te wees nie. En daarom wanneer ons harte in nederigheid daarvoor oopstel, is verandering, is geestelike groei, absoluut 'n voortvloeiing van die Gees se werk in ons. Sagmoedigheid is weer 'n toevlug van innerlike vrede. En sagmoedigheid is juis 'n ontsettende belangrike krag wat die Heilige Gees vir ons skenk. Soveel so dat ons in 'n proses van ontwikkeling juis kan weet dat omstandighede rondom ons dit nie bepaal nie. Om vir sagmoedigheid te kies is 'n besluit om woede en trots en al die aardse agter te laat. Om liefde en omgee vir ander te hê. Net soos ons liefde teenoor God moet uitleef, is ware liefde 'n konkrete aksie ook teenoor ons medemens. Dit gaan nie net oor emosie nie, maar dit gaan oor dade. 'n werklike vriendelikheid, 'n daad van genade wat ek teenoor iemand anders betoon. Ware liefde is 'n besluit, en ek dink meeste van ons weet dit. 'n Besluit en 'n verbintenis om goed te doen aan ander. As dit ons besluit is, moet ons ophou selfsugtig wees. Liefde gaan nie oor my nie. Ja, ek ontvang dit, onverdiend. Maar dit gee vir ons 'n geleentheid om na ander te kyk vanuit God se oë. Dit is wanneer ons ander mense liefhet, dat juis God se liefde in ons kan groei. Liefde sal ook beteken dat ons 'n gees vol genade en nederigheid sal hê, wat aan die uiteinde ons denke hernie, ons karakters bou, en ja, ook ons hele wese versterk. Om te lewe met dankbaarheid in hier en nou. Jy sien, baie van ons haak vas by die verlede. Ag, ek wens dit die ou tyd was daarom beter. Maar God is baie wys in sy hele ontwerp van die heelal. Hy gee vir jou en my nou. Ek en jy moet dit nou gebruik. Ons moet nou asemhaal om te kan bly leef. Gister is verby. Môre is 'n miskien. So jy en ek moet ons dankbaarheid vir sy verlossing juis in hierdie oomblik probeer na reg te hanteer deur ook dankbaar te kan lewe. Deur dat die denke op die hede fokus. Met ander woorde, as ek en jy nie net in 'n beplanning leef nie, maar in hier en nou, verdwyn die angstigheid oor wat môre kan gebeur. En geniet ons God se vrede in hierdie oomblik. Dankbaarheid begin juis by die waardering van die klein dingetjies. En so min van ons weet regtig wat is die klein dingetjies wat God
elke dag vir ons langs die pad neersit. Gister het ons gehoor dat daar tekens is op soveel plekke. Dat hy nie net in sy woord nie, maar in mense wat met ons te doen kry, in die skepping, met ons wil gesels. En daarom, dankbaarheid lei ook na vrede en vreugde binne my. In omstandighede wat baie keer vir ons oorverdomend is en so sleg is en ons emosioneel dreineer. Wanneer ons begin leef uit dankbaarheid, is dit geestelik groeiende wesens wat na vore tree. Om afguns te verwerp en na tevredenheid te strewe. My liewe vriend, om hierdie tevredenheid in ons lewens regtig deel van ons daaglikse bestaan te maak, is om in soveel woorde vreugde te kies. Ek kies dit om dit deel van my lewe te maak en dit te geniet. Afguns is nie meer vir my belangrik nie en ek raak nie 'n prooi daarvan nie. En wanneer ons dit nie doen nie, skuif ons fokus van God na onsself. Ons fokus van, ja, dit gaan alles net oor my, oor dit wat ek moet hê en dit wat ek nie het nie. Daarom besef dat wat jy ontvang het van God kom, dat jy genoeg het en dat jy genoeg het van die heel begin af wat jy gemaak is, dat God jou kan gebruik in die situasie wat hy jou gaan plaas. Leef daarom met dankbaarheid teenoor die Vader. Wanneer jy fokus op die ewigheid en die waardes van verhoudinge en geloof in God besef, dan sal jy weet dat jy deur God geseën word. In die hier en nou. En daarom moet ek en jy leef asof ons die sout is en die lig is wat God juis wil hê ons moet uitdra in hierdie lewe. Ons het Jesus as voorbeeld. En jy en ek is veronderstel om sy lig te kan weerkaats. As ons lewens Christus weerkaats, moet dit wys dat geloof nie maar net woorde is nie, maar 'n verbinding om werklik so op te tree dat liefde en vergifnis en integriteit van ons geloof onbetwyfelbaar is. Om sout te wees beteken in soveel woorde om smaak tot ander mense se lewens te wees. Juis dit gee God vir jou en vir my. Daai smaak is die liefde wat ons behoort uit te leef. Leef daarom met 'n lewe van Christelike waardes, sodat ander daardeur uitgenooi kan word om hulle lewe vir Christus te gee. En laat jy versterk word deur te bid, maar ook jouself te verdiep in sy woord. Ek kan dit nie meer beklemtoon as dit nie. Ons kan nie verwag dat die Heilige Gees met jou en my gaan praat as ons nie weet wat in die woord staan nie. Ek en Janet praat vanoggend oor 'n gedeelte daar in die Ou Testament waar Dawid letterlik in die spelonk kom waar Saul besig is om te slaap. En hy kan hom doodmaak. Wat dink julle sou hy gedoen het
as die Gees of as hy nie ordentlik of duidelik geluister het na wat die Gees vir hom sê nie. Hy het nie die woord gehad nie. Die Bybel was nog nie in 'n vorm nie. Maar hy het God geken. Hy het geweet, hy mag nie sy hand optel vir die gesalfde van die Here nie. En net daar is hy gered. Hy wat Dawid is. Hoe lyk iemand wie se gees deur die Heilige Gees hernie is? Kom ons kyk vinnig net na 'n paar goedjies. Jy het 'n begeerte om meer te bid, om meer met God te gesels. Nie net in die oggend en die aand nie, maar heeldag. Jy het 'n behoefte om met hom alles te wil deel. Jy laat die pyne van die verlede in die verlede. Jy dra dit nie of jy sleep dit nie saam met jou nie. En jy laat toe dat die Heilige Gees jou bevry. Jy raak bewus van 'n nuwe vrede in jou denke. Dinge wat moeilik was in die verlede, kom die Heilige Gees en hy los dit vir jou op. Jy vind vreugde in eenvoud. Wow. En ek dink so min van ons besef regtig waaroor dit gaan. God maak jou oë oop vir sy seëninge in jou lewe. Jy het 'n groter begeerte om ander te vergewe. Dis wanneer die Gees besig is om in jou te werk en dinge in jou te wil verander. Jou gees te vernuwe. Dan kan jy nie anderster as om te sê, maar ek het dit nie meer nodig om mense nie te vergewe nie. Hoekom wil ek hierdie bagasie saam met my dra? Ja, die Heilige Gees is besig om jou hart te versag. Om hierdie klipharde hart uit jou uit te ruk. Hy wil met jou en my gemeenskap hê. En nie presies kom dit dat jy 'n begeerte vir hernieude hoop vir die toekoms het. Jy is nie meer besorg of bang wat in die toekoms mag wag vir ons nie. En ek dink juis in hierdie tyd het ons dit so nodig, dat juis ons denke in daardie mate moet verander. En laastens, jy word deur die skrif getrek en word versterk deur dit wat jy uit die woord uithaal. En geliefdes, so bring God sy vernuwing in jou en my lewe, juis om vrede vir ons te bring. En ek wil vir jou sê, maak moeite om die Heilige Gees in jou te hoor. Ons weet hy is in ons, want ons behoort aan Christus. Hy is besig om in elkeen van ons te werk. Dit hang af tot watter mate jy hom toelaat om dit te doen. En hy gaan vir jou langs elke treukie wat jy in hierdie lewe gee, as jy fyn luister, vir jou waarsku, pas op hier, moenie dit doen nie. Hoekom wil jy dit doen? En dan, as hy begin timmer, of sny aan jou, laat hom toe. Partykeer voel dit asof jy 'n boom is en
Daar's takke wat nodig is om afgesny te word. Partykeer is dit seer. En partykeer verstaan ons nie hoekom nie. Partykeer weet ons nie in watter rigting hy ons wil vat nie. Maar ons weet, ons dien 'n lewende God, 'n God wat sy eie seun gegee het om by ons te wees. God die Vader wat die Heilige Gees laat uitstort het oor die disippels en ook oor ons, om in ons te wees. En hy as die Vader wat oor ons is. So ek hoop werklik dat hierdie week vir jou iets beteken het. En dat jy ietsie hiervan sal vat om nader aan hom te leef elke dag. En ons kan maar net vra dat hy vir ons daarin sal help. Want alleen is ons dit niks in staat nie. Ek wil weer vanaand vir jou vra, daar waar jy sit. Draai 2-2 na mekaar toe. En laat ons nie net dink aan dinge wat ons opgeval het in hierdie week, wat ons vir hom voor dankie wil sê nie, maar dat ons ook die Heilige Gees ruimte wil gee om met ons te gesels. So kom ons gee so 'n paar oomblikke daarvoor tyd en dan sluit ons verder af.
Vriende, ons gaan afsluit met lied 439, die eerste en die tweede verse, en aan die uiteinde, nadat die seën uitgespreek is en ons ook die amen gesing het, is daar 'n lied van Josh Groban, as jy wil luister. Dit is nie nodig nie, maar dit is 'n lied wat hy in die afgelope tyd opgeneem het, waar hy juis met geestelike liedere ook sy bediening nou mee uitbrei. So, kom ons sing dan lied 439 staande ook as die slotlied. Vriende, ontvang die seën van ons Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal met elkeen van ons wees. Amen. Holy Spirit, come and fill this place. I am desperate for your warm embrace. Every burden I lay at your feet. Let your presence make my life complete. You are gentle, yet you are strong. You correct me when I go wrong. Lead me deeper in the truth divine. Let your will and purpose now be mine. Take my heart, Holy Spirit. Your
my strength. You sustain me, go to any length. Grace unending flows from your throne. In your presence I am not alone. You are healer, you restore my soul. When I'm broken, you make me whole. Every step that I will ever take, let it bring you glory for your name. Take my heart, Holy Spirit, make me more like you. Break my will and mold me. Let your fire make me new. Take my life, Lord, completely. I surrender all I am. Let your glory shine through me, held forever in your hands. Search my heart, Lord, purify my ways. Be the center of my nights and days. Let my worship rise like holy flame. Offer Jesus, glorify your name. I decrease so you increase in me. Set my spirit and my soul now free, till the day that I will see your face. Keep me standing in your truth and grace. Have your way, have your way in my life forever. Let my soul, let my praise bring you glory ever. Take my heart, Holy Spirit, make me more like you. Break my will and mold me. Let your fire make me new. Take my heart, Lord, completely. I surrender all I am. Let your glory shine through me, held forever in your hands. Daar's hy. Vriende, baie dankie. Onthou, daar's sop en vetkoek op die stoep. So moet dit nie mis nie. Dankie julle.